Hierdie bekroonde aktrise sal dalk die beste onthou word vir haar rol as Leana Jooste in die TV-reeks Agter elke man, 'n rol wat sy vertolk het vanaf 1985 tot 1988. Sy het sowat 22 jaar gelede Engeland toe verhuis, maar sy is hier in Suid-Afrika vir 'n kort kuiertjie en sy het ingestem om vandag met my te kom gesels. Dis natuurlik die legendariese aktrise Sirelien Blyk-Slabbert. Sirelien, baie welkom hier by die Huis van Legendes. Baie dankie, Sean, is 'n voorreg om hier te wees en baie dankie vir die geleentheid. Ek het baie uitgesien hierna. Ek is so opgewonde om jou hier te hê, want jy is net so 'n lekker mens. En dit is so lekker om met jou te gesels. Dankie, my Sirelien, vertel my, jy is 66 jaar gelede gebore in Bloemfontein. Nou weet almal hoe oud is ek. Hoe was jou kinderjare? My kinderjare was wonderlik. Ek was 'n baie alleenloperkind gewees, jy weet. Ek het maar my eie ding gedoen. Ek het geteken en gelees en myself baie net vermaak, jy weet. Ek het maar eers hierso laat laerskool, begin hoërskool, goeie vriende gemaak, maar ek het so 'n paar gehad. Ja. Maar my kinderjare was lekker. Ek was baie gelukkig as 'n alleenloperkindjie, ja. En vandat ek 5 jaar oud was, wou ek al aktrise word. Ja. En ek kon lees voorskool, so ek het al hierdie tydskrifte deurgelees met al hierdie glamorous aktrises en ek dink, eendag wil ek ook daar wees. En jy weet, dit is maar 'n droom wat 'n mens gehad het. Ja. Dan gaan jy inry teaters toe saam met my ouers, dan kom ek huis toe, saans, en dan oefen ek daai Amerikaanse aksente. Ons het baie cowboy movies gaan kyk. My mammy en my pappy en my ma het dit baie geniet, maar in elk geval, dit was soort van die begin van die droom gewees. Ja. En toneelspeel, het jy toneel gespeel in jou skool? Het jy aan enige operettes deelgeneem? Nee, ek het een klein rolletjie op skool gehad, ja. Belinda, ja. Met 2 sulke wolvlegsels en 'n pink rokkie. En ek was seker 5 sekondes daar en dit is al wat ek gedoen het op skool. Niks anders nie. Ek het meer gefokus op kuns op skool. Ja. Jy het in die 70er jare betrokke geraak by druk. Ja. Vertel my van daai tyd. Ag, dit was 'n wonderlike tydperk. Ons het jy weet, net na universiteit het al die streeksrade gekom, dan doen jy audisies vir hulle almal. En ek het 'n aanbod gekry van Truk. Ja. En ek is baie gelukkig soontoe woonstelletjie gekry oor kan die Breitenbach Theater nog daai tyd. Ja. En ons was 'n klomp jong mense wat saam getoer het en voorgeskrewe werke gedoen het vir skole en so met so 'n kombi rondgery het. Nou, dit was wonderlike jare gewees. Regtig fantasties, ja. Kan jy onthou wat se rolle jy gespeel het tydens Truk se tyd? Nee, kan nie onthou, dit was voorgeskrewe werk. Ekskuus, bietjie lank terug. Kan nie so lekker onthou nie. Jy het jou merk gemaak ook as oorklankingsaktrice vir baie jare. Vertel vir ons die oorklankingswerk wat jy gedoen het en wat oorklanking eintlik behels het. Weet jy, Sean, dit was 'n lewenslyn vir baie van ons gewees. Daar was 'n tydperk waar dit verskriklik goed gegaan het met oorklanking. Ja. Daar is soveel aspekte van oorklanking. Jy kry die sinkroniseerders, of dit begin by die vertalers natuurlik. Hulle vertaal die teks volgens die mondbewegings. Ja. Sê nou maar van Engels na Afrikaans. En sê nou maar jy sê I am going, dan sal jy in Afrikaans sê ek is op pad of zoiets. As jy verstaan, want die toeklanke moet altyd pas. Dan kom die vertalings na die sinkroniseerders. Nou hulle skryf dit op so 'n deurskynende band met 'n sinkronisasiestreep so wat presies ooreenkom met die beeldsinne en as daai band slaan, want hulle skryf die vertaling neer. Ja. Volgens die mondbewegings. En as hy daai lyn slaan, dan moet jy hom sê. Met ander woorde, die teks is onder, die beeld is bo. So jy moet leer bo kyk, onder kyk, bo kyk, onder kyk. Jy moet die emosies lees. Jy moet sien as die mond groot is, hy klein of skreeuel of wat ook al hulle doen, terwyl jy die woorde lees. So daar's baie begaafde akteurs in hierdie land wat dit verskriklik goed reg gekry het, hoor. En dan kyk jy bo en onder, jy moet alles op een slag doen. Ek het wat is dit, Young and Restless baie gedoen. Ek het
baie dramas gedoen. Daar is soveel programme wat ons oorgeklank het. En natuurlik animasie. Ja. Dit was een van my gunstelinge. En daar het ons gelê op die vloer soos ons lag, wat ons het stemmetjies gemaak. Ja. En ons het gegiggel. En ek het Adbota byvoorbeeld wou nooit vir my kom oorklank vir die animasie nie. En ek het hom gesmeek, sê kom net eenmaal. Ja. En hy het my hierdie muis gespeel. Hierdie slegte kwaai muis. En ons het so gelag en hy het dit baie geniet van toe of het hy gewild vir my kom oorklanking doen vir die animasie. So baie sport gehad. Ja, baie lekker. Is lekker as 'n mens kan lag en geniet wat jy doen. Skrik. Is Reline, vir hoeveel jaar het jy as oorklankersaktrise gewerk? My aarde, weet jy wat? Hoe oud is my dogter nou? Ek het my eerste audisie gedoen toe sy so omtrent, kom ons sê, ek het so lank as wat my loopbaan gegaan het hierso in Suid-Afrika voor ek weg is, het ek oorklanking gedoen. Dis baie jare. Vandat ek begin het, kom ons sê, wanneer is ek weg, by terug omtrent ongeveer 78, 79, daar rond. En toe het ek bietjie kinders groot gemaak, as jy sien, en toe gaan ek weer aan met die vryskut werk. En toe het ek baie oorklank, en ek was oorklankingsregisseur ook gewees. En dan, jy weet, kry jy natuurlik die akteurs in om vir jou rolletjies te kom oorklank. Dit was baie lekker tye gewees. Goed. Jou eerste rolletjie, jy noem dit 'n rolletjie, op televisie was in Transkaroo, die TV-reeks. Ek was 'n ekstra. Vertel my van daai eerste rolletjie. Jy weet dat as jy nou kinders gehad het tot 'n sekere punt, dan voel jy wil weghardloop, jy moet nou uit die huis uitkom en begin werk asseblief. Ja. En so het ek stadig gaan begin klein rolletjies doen. En op stel was Transkaroo. En toe het ons nou, Peer Knoesen was nog daar, hy was een van die kelners gewees. En toe het hulle my ingesleep, dat ons net so 'n bietjie, jy weet, flirtasie aan die gang het daar. Ja. En ek sal nooit sy oogies, hy het sulke groot blou oogies, dan loer hy so onder die sitplek, en dan loer ek weer so onder die sitplek, ons het vreeslik gelag oor daaroor. Maar dit was eintlik die eerste tipe van. Ek was ook in 'n Tunzini spa, maar dit was ook baie jare gelede en so aan. Hoe was dit vir jou met hierdie legendes te werk, soos Adbota en Peer? Verskriklik lekker, ja, met Peer en almal. Baie, ek het ook, daar was 'n drama wat ek ook gedoen het. Die eerste een wat 'n groot rol wat ek vir TV gedoen het, was Die Buitestander, wat Frans geskryf het. Ja. Dit was my eerste vollengte drama, en hy het die Pulitzerprys nog gewen vir die teks, ja, was baie goed. Sure. Was 'n wonderlike rol gewees. En toe, na aanleiding van dit, het hy vir my die rol van Liana Juste geskryf. Sure. Toe het ons dit klaar verfilm het. Ja. En so was daai rol spesiaal vir jou geskryf vir my, ja. Deur Frans Marx, Deur Frans wat een van ons beste teksskrywers in hierdie land was. Daai man het geweet hoor. Ek dink is omdat hy self 'n akteur ook was. Ja. Jy weet, hy het soveel kennis gedra van hoe om met akteurs te werk, hoe om die beste uit hulle uit te kry, wat om te verwag. En hy het net so, ek weet nie, hy het net geweet hoe dit werk, regtig waar. So Reline, hy kontak vir jou en hy sê vir jou, hy het vir jou hierdie spesifieke rol geskryf van hierdie dinamiese besigheidsvrou in agter elke man wat arm groot geraak het. Vertel vir ons toe jy die teks lees. Kon jy sien hoe hierdie karakter moes wees? Kom ek vertel jou, weet jy wat, sy was maar 'n skaam sekretaressie gewees. Ek het so ou flimsy rokkietjie aangehad, en my haartjies was so netjies, en ek het sag gepraat. En getik. Nie laat ek wel Maar nee, ons het, wat gebeur het is Frans gesê, sal ek belangstel? Ek sê, natuurlik sal ek, dit is 'n wonderlike geleentheid. En ons het almal gegaan vir 'n lesing, 'n tekslesing die dag, jy weet, dat ons net soort van die karakters begin ken en kyk waaroor dit gaan. En dit is die eerste dag wat ons almal saamkom. En hy sê vir my, hoorie, ek het besluit, ek wil jou hare swart hê. Ja. Swart kleur. En ek sê, is dit? Hy sê, sal jy bereid wees, ons doen dit sommer nou.
O my aarde. En hy is so vinnig as ek daarin gedompel. Die oggend is ek blond by die huis weg en die aand kom ek by my man aan met swart hare, maar hy het my doodgeskrik. Maar in elk geval, so dit was die begin. Dit was om 'n verskil te kry tussen twee karakters wat hy wou skep. Ja. En toe is my hare swart gekleur vir die hele 2 reekse van agter elke man. Ek onthou dit. Stukkies afgebreek, partykeer so gekleur. Van die kleur. En tussen die 2 reekse dan probeer ons dit terugkleur blond toe, dan gaan dit so groen. So ligte seegroen. En toe, dit was eers oranje, en toe so seegroen. Ja. So Emile van Wyk was nog die grimeerkunstenaar. En ons het baie hard gewerk aan hierdie hare. Uiteindelik reggekom, net toe dit weer normaal blond is, toe kom die tweede reeks. Oeps, so Daisy, here we go again. Ja. En toe het hy vir my 'n pruik bestel uit Engeland. Maar die ding het gaas gehad hier op die voorkop. Dan sit hom met 'n grimering vas, né? Ja. En elke keer as ek so maak, skiet die ding los. Toe haal hulle hom af te sê nee, kleer maar weer. Jou eie hare. Ja, dis ek weer swart kop vir nog 'n paar jaar. Maar Frans het gehou van om die karakter Leana se hare baie te verander. Jy het kort hare gehad. Jy weet, lang hare, verskillende kleure. Frans het 'n ding gehad oor hare. Ja. Sean, regtig. Dat ons partykeer spandeer ons langer om my hare 'n sekere manier perfek te kry, soos wat hy dit sien in sy gedagtes. Ja. En dan moet Emile hier verander en dan moet hy weer daar verander. Tot hy gelukkig is en dan kan ons die toneel skiet. Maar die hare was 'n kwessie. Was altyd 'n kwessie. Ek dink dit is om seker die karakter vas te vang. Ja. Jy weet die hoe sy ontwikkel het in die hartigheid wat uitgekom het naderhand. Jy weet so sy moes hierdie sterk besigheidsvrou wees in 'n wêreld vol mans. Ja. Jy weet, so sy moes inderdaad lyk soos iemand, soos 'n eystervrou. Soos 'n eystervrou. Ja. Maar Celine, dink jy ook nie dat haar rol het vir baie vrouens gewys dat hulle kan besigheidsvrouens wees, hulle kan suksesvol wees? Ja, ek dink so Sean, baie mense het na my toe gekom en gesê, weet jy, daai rol was so 'n inspirasie vir hulle. Maar nie net vrouens, nie mans ook. Ja. En dit was vir my baie lekker om dit te hoor. Dit het vir my goed gedoen. Want dan weet jy kry daai rol reg. Want dit is 'n moeilike ding, jy weet, jy gaan van die transformasie van sinema so ou sekretarissie wat sag praat, dan moet jy stelselmatig 'n hardigheid begin opbou en dan kom jy uiteindelik by daai status waar jy sê, okay, nou neem ek oor, jy weet. Niemand gaan in my pad staan nie. Ja. Ek is soos 'n trok, ek sal oor julle ry, maar ek gaan kry wat ek wil hê. Ja. En sy het eintlik al wat sy altyd wou hê. Ja. Is Steve Anderson. Vir ou Steve. Vir Steve Anderson. Dit is al wat sy wou hê. Jy weet. Dit is alles gedoen. Kyk, sy het basies haar pad opgetrou. Ja, sy het. Ek stel dit nou ligtelik, jy ja. weet. So, maar sy het alles gedoen sodat sy sukses kon behaal, sodat sy Steve Anderson kon jy weet, ondersteun. Ja. En dit het toe natuurlik verskriklik verkeerd geloop. En ag, traumatiese lewe gehad, tragiese gebeure in alles, maar uiteindelik toe kom die twee bymekaar. En dit was die wonderlikste ding, hier teen die einde van al 2 reekse, toe ons uiteindelik saamkom. Ja. Ons het almal so bespiegel aan die einde, wat gaan gebeur? Toe kry ek my Steve. Toe kry jy jou Steve. En ons as kykers was ook gelukkig gehad. Was julle? Ja, ons was. Ek het dikwels gewonder of mense gaan bly wees of want weet jy wat, partykeer het mense regtig nie van my karakter. Ek wil vir jou sê, want ons was baie keer kwaad vir Leana. En ek wil jou vra, daai tyd as jy nou in die straat geloop het of jy was in 'n winkel, het mense jou herken en was hulle partykeer kwaad vir jou, want die publiek weet jy altyd, daar's 'n verskil tussen die aktrise en die karakter. Verskriklik. Ek bedoel daar's mense wat vergeet ek haat jou. Jy weet, ons seker goed. Ons skiet ons nou by Pypie Draai in Jan Bom, nee. Ja. Dan stop ons nou daar, dan moet ek nou uitklim en gaan vir grimering in die huisie in, en goed, dan bestorm daai kinders my. Al seentjies. Dan sê, hoor Eliana, rarig, jy dit moet nou eind kry. Dan sê ek, wat? Dan sê, jy kan nie vir Steve so behandel nie. Dan lag ek, maar hulle neem het so intens. Dan sê, jy kan nie so lelik met hom wees. Dan sê ek, maar
maar kyk wat doen hy aan my, kyk wat het hy aan my gedoen, dan sê hulle, nee, maak nie saak, hoor net, luister vir my, asseblief, moenie meer so lelik met hom wees nie, dan lag ek sê, ek gaan regtig probeer, maar dan loop hulle daar weg, te praat met mekaar, maar hulle is nie gelukkig met my nie. Nie gelukkig nie. Niemand het jou daarin probeer al leed aandoen, as gevolg van die karakter. Nee, gelukkig nie, maar hulle het agter op bakkies daar verbygereis ons vir film, dan sê jy is so, dan jaag hulle verby, hulle weg, ja. Dan lag jy maar oor. Natuurlijk lag jy, Ja. Jy oog op mekaar gehad gestaan. Jy lyk om my te sien suffer. Ma gaan net nie weer begin torring oor Steve nie, ma. We gaan stad toe. Bruce kom vandag voor. Hoop hulle gooi die sleutel so ver weg, dat hulle hom nooit weer kry nie. Jy sal beter doen om vir Steve te loop, sê jy sorry. Jy smyt alles weg oor vals praat, Liliana. Die baby met die badwater. Hoor wat ek vir jou sê. Ma is reg. Ek het my trots teruggekry. En liewer laat as nooit. Mens moet trots eers sluk, voor jy kan breek dat jy hom het. Koei! Vertel vir my, ons almal die ikoniese karakter, behalwe vir Liana en agter ook 'n man, was natuurlik Tannie Stini, wat altyd so moes suffer. O my, Dulcie van der Berg. Daai vrou nie. Ek was verskriklik lief vir haar. Sy het snaaks genoeg bietjie gelyk soos my ma. Regtig. Frans haar lang hare afsny en so, my ma het ook gerook. En Stini met die sigaretjie, sy is regtig baie soos my ma gelyk. En sy was ook so 'n liewe saggeaarde mens soos my ma. So ek en sy het baie goed klaargekom. Sy was soos 'n tweede ma vir my. Ons het een keer het ons 'n toneel geskiet. Dis nou waar ek alles verloor het. Ek weet nie of jy die storie kan onthou nie. Ek gaan terug en ek gaan klop. Met my ster tussen my bene. En ek klop en sy maak die deur oop en ek sê, ma, ek het alles verloor. En laat ons Laurie het nog daai episode gedirek en hy sê vir my, jy moet baie huil. Ek sê, man, ek skop partykeer bietjie om te huil. Jy weet, ek neem tyd. Partykeer kan ek nie net trane stort, wat hy sê, jy moet huil. Toe is ek nou so 'n bietjie omgekrap. Hoe gaan ek dit nou doen? En ek staan daar en ek klop in die deur. Nou voor ek verder vertel, jy moet verstaan, daar's 2 kameras. Een vir elke angle. So een op my en een op haar. En dan staan ek langs die kamera as sy verfilm word en sy staan langs die kamera as ek verfilm word. In elk geval, ek klop aan die deur. Nou sit die kamera's op my. En ek sê, ma, ek het alles verloor. En ek kyk haar so. En sy kyk my so en ek begin huil. En ek kan nie ophou huil nie. Trane loop. My skouers skud. En dan moet Frans vir haar sê, aksie. Dan kom sy van die kant, verby die kamera, na my toe. En dan moet sy my net druk en vas. Ag, Jane, Sean, sy het nie gewag vir daai aksie nie. Sy het my so gekyk, toe hardloop sy reg verby die kamera. Sy hou my so vas. Sy was so 'n liewe mens. Dit was 'n wonderlike toneel. Een van my gunsteling tonele van die hele reeks. Daai toneel. Want dit was persoonlik en sy het gesien jy's regtig seer en sy het dadelik vir jou kom druk. Baie lief. Dit sal natuurlik altyd Liana Jooste altyd jou ikoniese rol wees. Sherilyn en ons mis natuurlik vir Dulcie en Frans en mense wat Hanna Botha, hulle almal wat weg is. Ja, ek het self met Hanna ook in 'n drama gespeel as ons weer eers getroud is. Ja. Met haar en Alex Heinz en Wilna Snyman, ook groot ikone, nee. Groot ikone. En ja, mens mis hulle, dis regtig hartseer. Die storie wat ons vanaand aanbied, is 'n deeltjie uit die lewe van 'n Afrikaanse gesin in die stad. Die liefpunt van 'n doodgewone huisgesin. Dit is Annelies, 'n nooitjie met sagte oë waarmee wonderwerke verrig kan word. Die langbeen meisiekind begryp miskien nog nie heeltemal hoe nie, maar gee haar maar kans. Wel, dan gaan ek ook sonde soek, want ek gaan ook voor 'n land rondtrou. Ek gaan nie. Maar jy glo tog nie alles wat oupa al gesê nie? Natuurlijk nie, my kind, want wat ek 'n mens voel. Veiliger is 'n mens voor 'n predikant trou. Waarom?
Ons sal hulle altyd onthou. Maar ons sal hulle altyd onthou. Gelukkig is hulle vasgevang op film. Vir altyd, jy is vir altyd vasgevang en jy weet as 'n mens na daai goed kyk, ek dink 'n mens jy's vir ewig jonk. Ja, jy's vasgevang in daai tyd. Kyk, sê wat het nou gebeur? Nee, jy's nog steeds pragtig, Oh, baie Cyril. dankie, lief Regtig jy jou. is. Cyril, na agter elke man, jy was nie klaar nie. Jy het in 'n hele paar TV-reekse nog verskynings gemaak. Ja. Vertel my so kortliks 'n paar van die goedjies wat jy gespeel het. O, jeet, as ek nou nie die naam kon ek sê vertel na agter elke man het Frans vir my 'n rol geskryf vir Grondbaronne. Ja, was 'n goeie reeks op TV. Bietjie wild, maar ja. Ja, ek het hom nooit gesien. Iemand het vir my nou die reeks gestuur Engeland toe. Dit sien ek hom vir die eerste maal in sy geheel. Regtig. Ja, dink ek ja, maar dit was 'n goeie reeks. Dit was 'n baie goeie reeks geweest. Ja. Ek het dit baie geniet. En dan het ek nog so 'n paar ekstra goedjies, maar jy weet die ek het baie afgeskaal na 94. Ja, dit het. En dit het ek weet nie vir almal, maar beslis vir my was dit begin moeilik raak. Ja. Oorklanking was ook weer eens 'n lewenslyn. Ja. En ja, dit het ek in Generations gespeel. Ek onthou dit. Kan jy onthou? Ek onthou dit. Ek was die enigste, ons was die wit familietjie. Dat was Ja. die eerste ons Ja. in elk geval Hans Strydom was my man gewees, ja. En dan my dogter. En toe dit was die laaste ding wat ek geskiet het voor ek Engeland toe is. En Cyril, vertel vir die kykers en al jou aanhangers, hoekom het jy besluit om Engeland toe te verhuis? Ai, tog Sean, dis 'n lang storie, okay. Eerstens van alles, die werk het baie afgeskaal. Ek het gesukkel om werk te kry. Ja. En in ander bedrywe, as ek dit so kan stel. Okay. Dis die eerste ding. Die tweede ding, my ma was baie siek geweest. En sy's oorlede. En ek was baie na aan haar en dit was verskriklik traumaties vir my. En ek was in 'n verhouding met 'n klankingenieur op die tyd. En hy het verhuis Engeland toe. En so, dit is net vir my so, alles was net so leeg daai stadium, jy weet. En dit was my baie moeilike tyd. En die klankingenieur het vir my gesê, kom oor. En dan trou ons en jy weet, en kom net oor. En toe besluit ek na my ma se dood, dus ek, wat kan ek verloor, jy weet, daar is nie regtig werk nie, alles gaan net agteruit. En toe gaan ek en my dogter, dus ons oor Engeland toe. En toe gaan trou ek daar, en het my seun gevolg en hy het ons daar kom aanvul. En toe het ek daar gebly en ongelukkig hierdie huwelik nou toe nie uitgewerk nie, maar het is my kinders klaar, my dogter klaar gevestig in skool ensovoorts en ek wou haar nie weer ontwortel nie. Verstaan. En wegblik. Nie, want dit was vir haar moeilik ook geweest, jy weet. Dit is 'n groot verandering. Ja. En sy was 'n jong tiener, so sy moes van voor af vriende maak, sy moes van voor af alles doen. Moeilik. En toe hou ek maar aan. Toe bly ek maar aan. Ja. Wat het jy gedoen in Engeland? Baie Vertel goed. vir ons. Die beste ding is as jy eers oorgaan, jy dink, weet jy wat? Ja. Dis so 'n skoon bladsy kan maak, net wat ek wil maak soos ek smaak. Niemand ken jou nie. Ek ken my nie. Hulle ken nie jou verlede nie. Niks, hulle weet niks van my nie. Het jy uitgesien na sneeu? Ontsettend. Ek het Ja. wat noem hulle die Snow Angels, Snow ek het Angels. alles gedoen. Ja. Dit was wonderlik ondervinding. My eerste werk wat ek daar gedoen het was ek was 'n gids in Highclere Castle. Nou Highclere Castle behoort aan Lord Carnarvon. Wel, hy is oorlede, is nou sy seunsinne. Maar hulle oupa het die graftombe van Tutankhamun ontdek. So saam met ek kan nou die ou se naam onthou, die vergewe my tog daarvoor. Maar daar's soveel van daai oudhede wat in die graftombe was, wat in die kasteel is. Jy weet, ja. So ek was 'n gids daar vir die eerste somerseisoen. Ek het dan moet jy gaan van vertrek tot vertrek en jy moet alles leer ken. Wat se tipe mat is dit? Wie daai geskilder? Watter tydperk kom hierdie uit? Of alles, jy moes dit so 'n boekie gehad. Ja. Dan wissel jy so van een vertrek na die ander toe. Maar jy moet alles weet af vanaf. En dit was vir 'n somerseisoen. Dit was verskriklik lekker. Ja. En toe die seisoen toe maak, toe het hulle my aangebied om aan te bly, maar dan sou dit administrasiewerk wees tot die volgende seisoen. En dogter nee, wag. Jy wil in die kantoor Ek wil nie sit die die hele kantoor dag sit nie. Ek wil nie, al is dit 'n kasteel. Ja. En in elk geval toe het ek by 'n fabriek begin werk wat
as ek dit sê, luxury condiments gemaak het, English Provender Company. Toe was ek daar in die kwaliteitsbeheer afdeling. En daar het ons chutneys en jams en sjokoladesousse en alles vir al die groot van jy weet winkels gemaak soos Harrods en Sainsbury's en Waitrose en het ons vir hulle almal goed gemaak. En dan was ek deel van die beheer van die kwaliteit, dan moet jy alles toets en dit is 'n groot proses. So ek was 3 jaar daar, toe kry ek 'n aanbod om klas te gee in Londen. En toe gaan ek so. En dit was natuurlik wat jy eintlik wou doen. Natuurlik, ja. Terug na drama toe en ek het dit so gemis. so jy was 'n dosent. Wel ja. Dis 'n akademie, dit was 'n skool eers. Ja. En dit het later van tyd verander na 'n akademie. En ek was lank die enigste dramapersoon daar en toe daar weer 1 of 2 en so het hy gegroei. Toe daar eers die akademie word. Toe kry hulle meer drama-onderwysers van toe die hele gebou state of the art gebou en soveel meer studente het ingekom. So ja. Maar jy het 'n interessante tyd daar gehad, Serelien, want ek weet jy het koningin Elisabeth ontmoet. Vertel vir ons daarvan hoe in persoon en jy het 'n foto om dit te bewys. Ek het die bewys. Vertel vir my hoe dit gebeur. Ja. Goed, ek het musiekblyspel, Little Shop of Horrors gedoen met die kinders in daai stadium. En toe met die Diamond Jubilee van die koningin, jy weet hierdie state of the art skool gebou of academy gebou het nou gebou is. Die saal is vernoem na haar. The Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Hall. En sy is deel van die beheerraad van Drapers Company en dit is die maatskappy wat die fondse gegee het. Hulle help met opvoedkunde. So hulle het fondse gegee vir die bou van hierdie skool. En sy is op die beheerliggaam. Toe word sy dan genooi vir die opening van die saal. En ek doen toe nou die musiekblyspel met my studente. En die hoof sê vir my asseblief doen 'n uittreksel. En Sean, ek sê vir jou sê dit is die onwerklikste ding wat ek in my lewe, ek kan nie vir jou verduidelik nie. Nou is dit 'n klein groepie, nou dit is net 'n klein uittreksel, maar daar's stoele gesit daar in die saal, so kamer met groot vensters en spieëls en goeters en so pragtig. En jy weet nou, hier kom iets belangriks van die stoeltjies is presies uitgesit en alles. Daar's so 'n klein venstertjie agter waar jy in die straat afkyk. As jy so loer, dan sien jy hier stop hierdie royal karre. Sure. En hier klim die koningin uit. Toe begin my kniekies so. Natuurlik. En een van die kinders van die hoofspeler sê vir my, laat my weet, haar ouers is teen die koninklikes. Sy gaan nie deelneem nie. Dis 'n halfuur voor die koningin daar opdaag. Toe moes ek een van die kinders 'n understudy kry om haar rol in. My senuwees was gedaan. Nog meer klaar. Nog meer klaar so. En toe die koningin kom sy daar. Met haar hele gevolg, kom sy stap daar op. Sy's klein man, sy vat my hierso. Regtig. Ja. Sagte, dit is so sag praat, so sag in elk geval. Nou leer ons voor die tyd. Hoe moet jy curtsy? Ja. Jy moet sê, eerste ding wat jy moet sê is Your Majesty. Ja. En dan moet jy sê ma'am. Daarna spreek jy anders ma'am. Almal dink is ma'am of so, dit is nie ma'am nie. It's ma'am like ham. Ja. You curtsy like this and all that. En hier kom sy ingestap en sy staan voor my en sê, Your Majesty. My hartjie klop so doef. Ja. En dan skud ons hande. Ja. Ek is net spyt, ek het nie 'n foto waar ek haar hand skud nie. Maar gesels sy en vra nou alles uit van die produksie en alles. Dan stel ek die ander staf voor en ek stel haar, jy weet die kinders voor en ek sê, die een speel dit, daai een speel dat. Dan gaan sit sy. Toe begin ons dirigeer uit daar en hulle sing, my wonderlik Skid Row van Little Shop of Horrors gedoen. En toe hulle klaar is, toe staan sy op, toe praat sy lovely show, toe praat sy met die kinders en die seentjie wat die hoofrol gesing het, die seun, sê sy, got a wonderful voice. Ek sê, thank you man. En toe stap sy weg. Toe gaan sy na die res van die skool. Toe collapse ons daar, val ons plaas daar. Dankie Vader. Julle is bly dis oor. Bly dis oor, maar wat wonderlike ondervinding hoor. En 'n groot eer vir enige persoon om te kan sê dat die koningin ontmoet. En 'n Suid-Afrikaner soos jy wat die geleentheid gekry het om jou studente
te kon laat optree voor die koningin. Fantasties, Jy is weet, dit dit is 'n fantastiese geleentheid. Sê my hart het geswel, hulle het so mooi gedoen, jy weet. Jy kan trots wees op Baie hulle. gelukkig, ja. Serelien, en vandag, waarmee hou jy jouself vandag besig? Weet jy, ek is nou afgetree seker vir die afgelope 2 jaar. Ja. En ek is verskriklik besig met baie goed. Ek het weer begin skilder. Kyk, dis een van my groot liefdes. Nou, ek is nie so bitter goed daarmee nie, maar ek het dit geniet dit so. Dit is vir my verskriklik belangrik en lekker. En dit is net 'n passie wat ek nou weer kan uitleef. En ek doen alles. Ek kan nie vir jou sê nie, dit is net ek is so besig, Sean. En ek het hard gewerk. Ek het lang ure gewerk toe ek gewerk het. Glo my, naweke, vakansies en alles. Maar ek is nou besigger as wat ek ooit was. Daar's altyd ietsie wat my besig hou. Hou jy daarvan om besig te bly? Skrikkelik, ja. Skrikkelik. Stokperdjies, skilder? Ja. Baie Bybelstudie. Ja. Ek het niet gevonden kennis opgedoen daarvan en ervaring opgedoen en belewennisse opgedoen en ek het dis soos 'n verhouding wat jy met God het wat persoonlik is wat jy nooit gehad het nie. Ja. En ek het al vir mense gesê dis baie vreemd dat ek kom uit so Christelike land. Jy weet waar jy daai opvoeding het, Ja. maar die persoonlike ontmoeting gebeur in 'n amper goddelose land. So dit is nogal vir my interessant geweest dat dit gebeur het. Dat dit nou later sou gebeur in jou lewe. Ja. Serelien, Suid-Afrika, jy sal natuurlik altyd geliefd wees, maar Engeland het jou huis geword. Dink jy sal in Engeland bly vir ewig? Dink jy dit is waar jy finaal sal huis toe gaan? Nee, ek sal so graag net hier wil bly. Rarig. Maar ek kan nie, my seun is onlangs getroud en so ek wag nou om ouma te word. So ek sê dit nou, hy moet net weet ek wag nou. Asseblief. Nou lank genoeg gewag. So ek sal moet oorgaan, ek sal moet tyd daar spandeer en sekere dinge want my kinders is nog daar. Maar dit is heerlik om hier te kuier. Ek wil ek by my familie en hulle dis net so fantasties om weer jy weet jy voel net jy hoort. Ek kan dit nie vir jou verduidelik. Dit is jou mense. Dis my mense. Kyk, ek het baie goeie vriende in Engeland, jy weet. Maar daar is niks soos die vriende en familie waarmee jy groot word en wat jou ken en wat jy weet jou hartsmense is nie. Hartsmense. En my vriende wat ek weet van soveel dinge mee deur is, deurgemaak het, jy weet. Ek kan nie eers name begin noem nie. Maar dit, jy weet, kan nie vervang word deur enige ander nuwe vriendskappe en goed nie. You can't make old friends. Can't beat old friends. Nee. Ja. And lovely to have new ones. Oh. Wonderlik geweest om jou en Min te ontmoet. Dit was so lekker en ek was so geëerd en ek weet ek en jy sê omtrent 3 jaar wat ons gepraat het en jy gesê as jy hier na toe kom, gaan ons koffie drink en toe gebeur COVID en jy kon nie en ek was so geëerd toe jy WhatsApp en sê jy's hier in die land en jy sê ek en Min kan eers vir jou kom kuier. Dit was 'n ons het so lekker gekuier daar. Ons het tot hoe laat het ons hier julle is laat daar. Ons was laat daar weg en ons het koek geëet en alles en net lekker gesels en was baie lekker. Celeste jou suster se dogter is ook so 'n baie aangename dame. Ag, dis pragtig, ook 'n liewe mens, ja. En jou vriende en jou familie hier vandag opstel. Ek sê net nou, hulle is net soos jy, opgewek, vrolik, gelukkige mense en jy weet 'n mens kan sien waarvandaan dit kom is in die DNA. Dis in die DNA. Serelien, ek kan die hele dag met jou gesels. Ek ook. Ek wil net by jou weet, as jy nog een ding kon doen, wat sou jy graag nog wil doen? So nou sit jy my hier so. Situasie. Daar's goed wat ek sou wil doen wat ek nou nie oor reg kan praat nog nie. Ja. Maar weet jy wat miskien weer enige lekker rol speel? Ja. Dit sal lekker wees om net weer iets, jy weet Frans het altyd sulke sappige rolle ontwikkel wat ek weet nie hoe hy dit reg gekry het. Hy was geniaal en Hy was. Maar die rolle wat hy geskep het was so vleis. Jy kon jou naels en jou tande daarin steek, jy weet en jy kon maak wat dit. Lekker ding van Frans ook is nie. Hy kon jou toelaat om bietjie van jou eie ding te doen.
Jy weet, veral met Liana. Ja. Later aan. Word sy so deel van jou, dat jy sit jou eie ding daarin, en hy laat dit toe, jy weet, en hy spoor dit eintlik aan. Maar ja, as ek so 'n lekker rol kan kry, sal dit vir my verskriklik lekker wees om weer eendag bietjie te speel. Het sal fantasties wees om jou weer te sien, of dit nou op die verhoog is, of miskien op die kassie. Wie weet wat die toekoms inhou, Sean? Wie weet. Ja. Ek dink sy het 'n geheim of twee wat sy ons nie vertel nie. So kyk uit daarvoor. Sherilyn, van my af, baie dankie. Ons het groot geword met jou gesig op die TV. Maar as mens vir my is jy net 'n fantastiese vrou wat dis asof die son skyn as jy inloop. En as ek jou glimlag sien en ook die lig in jou oë. Jy is net fantasties en ek wil net vir jou liefde en lig toewens vir die toekoms. En asseblief as jy weer Suid-Afrika toe kom, laat ons vir jou kuier. Asseblief, Sean, dankie so baie, maak Baie ons van dankie. aangedaan. Ek wil net sê baie dankie vir die geleentheid weer eens hoor. Dit is absoluut heerlik om julle te ontmoet en ons gaan beslis koffie Ons moet. en koek baie as ek weer kom. Dankie Sherilyn. Dankie liefie. Dankie dat julle saam gekuier het vanaand. Dit was ons geselsie met Sherilyn Blyk Slabbert. Tot volgende week. Totsiens.